Hallo almal en baie welkom. Vandag gaan ons op 'n ongelooflike reis. 'n Reis deur tyd om te kyk hoe ons as mense oor duisende jare heen met mekaar gepraat het. Van die heel eenvoudigste maniere tot die tegnologie wat jy nou in jou hand vashou. So, hier is die groot vraag wat ons gaan aanpak. Hoe op aarde het ons gekom van stories vertel om 'n kampvuur tot waar ons vandag is, waar jy 'n boodskap in 'n oogwink na die ander kant van die wêreld kan stuur? Dis nogal 'n wilde storie en dis presies waar ons vandag gaan induik. Reg, so waar begin ons? By die heel begin, natuurlik. By die eerste gesprekke, daai diep, fundamentale menslike behoefte wat ons het om ons wêreld, ons stories en ons idees met mekaar te deel. So, wat is kommunikasie nou eintlik? In sy kern is dit maar net die uitruil van inligting, die deel van idees en gevoelens. Maar is soveel meer as net woorde, né? Dit gaan oor daai koneksie, daai gevoel van begrip tussen mense. En lank voor ons ooit kon skryf, het mense allerhande slim maniere gehad om te praat. Hulle het natuurlik hulle stemme gebruik om te praat en te sing. Hulle het hulle liggame gebruik vir dans en handgebare. Hulle het klanke gemaak soos met tromme om boodskappe ver te stuur. En selfs dinge soos prentjies, tekens en die klere en juwele wat hulle gedra het 'n storie vertel. En kyk, as jy praat van die ware meesters van hierdie vroeë kommunikasie, dan moet ons praat oor die Sanmense hier in ons eie Suider-Afrika. Hulle was van die eerste mense hier en hulle kultuur was ongelooflik ryk aan maniere om te kommunikeer. Wat regtig fascinerend is hoe divers hulle metodes was. Hulle het 'n taal gehad met daai unieke klikklanke wat soveel betekenis dra. Hulle het simbole ingeweef in hulle kuns en hulle juweliere. Stories is oorvertel deur liedjies en danse. Hulle het selfs beswymingdanse gebruik om met die geestelike wêreld te konnekte. En dan het hulle daai ervarings vasgevang in ongelooflike, gedetailleerde rotskuns. En as jy wil weet hoe diep hierdie idee van samesyn gaan, kyk net hierna. Suid-Afrika se eie lese, Wacky Gak kom direk uit die Santaal. En wat beteken dit? Mense wat anders is, kom by mekaar. Dit sê alles oor die krag van kommunikasie om ons te verenig. Goed, so ons kan met die mense reg langs ons praat, maar wat van iemand wat kilometers en kilometers ver is? Dit was die volgende groot uitdaging vir die mensdom. Hoe oorkom ons afstand? Wel, die posstelsel was die eerste groot antwoord. In antieke tye het boodskappers te voet of op perde en aflosstelsels gehardloop om boodskappe af te lewer. In die middeleeue was posduwe die vinnigste tegnologie wat daar was. Toe, in die 1800s, het dinge regtig verander met die uitvinding van die posseël en die gebruik van treine. Vandag lag ons en noem dit slakkepos, maar jy moet onthou, dit was eens 'n absolute revolusie. En toe mense, toe verander alles. Die spelletjie het heeltemal verander met die koms van elektrisiteit. Dit was die begin van 'n nuwe era, waar die krag van die elektronkommunikasie vir altyd, en ek bedoel vir altyd, sou verander. Die eerste groot deurbraak was die telegraaf. Danksy Samuel Morse en sy bekende Morsekode kon boodskappe vir die heel eerste keer in die geskiedenis van die mensdom onmiddellik oor kontinente en selfs oseane gestuur word. Dink net 'n oomblik daaraan. Dis ongelooflik. Maar die volgende sprong vorentoe was selfs meer persoonlik. Alexander Graham Bell se telefoon het dit moontlik gemaak om nie net 'n kode te stuur nie, maar die klank van 'n regte, lewendige mensestem. Jou stem kon nou deur 'n draad reis en kilometers ver aan die ander kant gehoor word. En toe sny Marconi die drade heeltemal. In 1895 stuur hy die heel eerste draadlose telegraafsein. Eers is dit hoofsaaklik gebruik vir morsekode tussen skepe en die kus, maar teen die 1920s, toe was die radio 'n huishoudelike item wat nuus, sport en vermaak direk in mense se sitkamers ingebring het. Reg, so ons kon mekaar hoor selfs sonder drade. Die volgende logiese stap om mekaar te kan sien. Nou betree ons die era van visuele tegnologie, die tydperk wat die wêreld se gebeure reg voor ons oë laat afspeel het. Maar kom ons begin met 'n interessante een, die tikmasjien. Jy sou dink dis ontwerp om jou vinniger te laat tik, né? Wel, vroeë tikmasjiene het 'n groot meganiese probleem gehad. As jy te vinnig getik het daai klein metaalarmpies wat die letters dra, letterlik in mekaar vasgehaak. Hulle het gejam.
Die oplossing was absoluut geniaal, maar dit was die teenoorgestelde van wat jy sou verwag. In plaas daarvan om tik vinniger te maak, moes hulle 'n manier kry om die tikker net 'n klein bietjie stadiger te maak. So, hulle het die mees gebruikte letters in Engels gevat en hulle ver van mekaar afgeplaas. Dit het die tikproses net genoeg vertraag om te keer dat die masjien vassit. En so is die QWERT-uitleg gebore. En hier is die maldeel. Daai oplossing vir 'n meganiese probleem van 150 jaar gelede is presies dieselfde sleutelborduitleg wat jy op hierdie oomblik op jou rekenaar of jou foon se skerm sien. Dis nogal wild, né? Terwyl dit alles gebeur het, was die kamera ook besig om te ontwikkel. Die heel eerste foto in 1816 het ure gevat om te neem, maar teen 1888 het George Eastman se Kodak-kamera fotografie iets gemaak wat enige iemand kon doen. Kleur het in die 40ers gewild geword en in die 88s het die eerste digitale kameras verskyn wat die pad oopgemaak het vir die wêreld van vandag. En dan natuurlik die televisie. TV het nie net prente en klank gebring nie, dit het iets veel groter gedoen. Dit het gedeelde ervarings geskep. Vir die eerste keer kon miljoene mense reg oor die planeet dieselfde ding op presies dieselfde tyd sien, soos daai historiese maanlanding in 1969. Die wêreld het saamgekyk. En dit bring ons by die laaste en miskien die mees dramatiese hoofstuk in ons storie, die digitale revolusie. Die oomblik toe ons hele planeet in een enkele gekoppelde netwerk verander het. Kyk net na die selfoon. Die eerstes in die 1980s was reuse, swaar bakstene. Hulle was verskriklik duur en jy kon net een ding doen, oproepe maak. Vergelyk dit met die slimfoon in jou sak vandag. Dis 'n klein, ligte superrekenaar wat alles hanteer. Oproepe, die hele internet, kameras, video's, speletjies, alles. Die persoonlike rekenaar en die internet het hierdie revolusie hand aan hand aangevuur. Die rekenaar het kragtige tegnologie in ons huise gesit en die internet het al daai rekenaars aan mekaar gekoppel om 'n wêreldwye digitale biblioteek te skep. Saam het hulle alles verander, van e-pos tot hoe ons films en fotos deel. So, wat is die eindresultaat van al hierdie duisende jare se innovasie? Dis eintlik heel eenvoudig. Danksy moderne tegnologie voel die hele wêreld vandag soos 'n baie kleiner plek. Ons het die kuns vervolmaak om oor enige afstand met mekaar te kan praat. En dit los ons met 'n laaste belangrike vraag. Nou dat ons met enige iemand, enige plek, enige tyd kan praat, waaroor is die volgende groot, belangrike gesprek wat ons as mensdom moet hê? Dankie dat julle saam geluister het.